Jo, dis lekker. Dis vir my een van die heel lekkerste plekke op die aarde om te wees. Is hier by julle in Ermelo. Dis net verskriklik lekker. Vir my en Marinda is dit vir jou ook lekker. Staan gou op, kyk net dan dat hulle dit jou kan sien. Sy is nog steeds mooi, nee. Jo. Wow. Well done vir almal wat op die lang naweek en in die koue na die byeenkoms toe gekom het. Dis om voor geluk gesê te word. Dis spesiaal en julle is sommer 'n hele handvol. Dankie. O, daar bo is ook mense. Hallo. Sjoe, ja. Wow. Here, dis vir my so lekker om hier by hierdie huis te wees. Baie dankie dat u hier is. Dankie dat u nog altyd hier was. Dankie dat u geen plan het om ooit van hier weg te gaan nie. Dankie dat u kinders het hier. Dankie Here dat u liggaam hier is. Dankie Here dat u vrede hier is. Heilige Gees, dankie dat u self hier is. Dankie dat u hier is om ons te help, om ons by te staan, om ons te bemoedig, om ons krag te gee, om met ons te praat en deur ons te praat. Wat 'n wonderlike voorreg om kinders van die lewende God te kan wees. Ons eer u naam. Dag Here, as ons vanoggend so saam gesels, wil u teenwoordig wees? Wil u en elke een wat hier is inspreek? Soms dalk sommer maar net met 'n gedagte. Here, of met iets wat ek sê, of iets wat hulle hoor al sê ek dit nie. Kom Heilige Gees. Kom praat met ons. Amen. Ek wil vanmôre met julle, ek het eintlik net een woordjie, ek gaan eers later sê wat die woordjie is wat die Here vir my gegee het, om vir julle te sê, en ek kan dit sê, en dan kan julle huis toe gaan. Maar ek sal 'n bietjie meer sê. Ek wil met julle praat oor die geloofsreis. En dis waar die Here met my oor praat in die laaste tyd. Ek is besig om deur Paulus se briewe te lees. Baie lank in my lewe het ek gelees wat ander mense sê van die Bybel. Nou lees ek self die Bybel. en kyk maar vir myself wat daar staan. En vra dan vir die Here wat dit beteken. Ek het sulke boekies. My vrou sê genadig en honderde boekies. Ek weet nie waar moet hulle almal heen gaan nie, maar ek deel hulle so in 3 dele. En in die een deeltjie skryf ek wat die 2020 vertaling sê. Dis die 2020 en die ander een, daar staan GBV, dis die Gerard Barnard vertaling. Dan skryf ek wat dit vir my sê, en dan die derde kolommetjie sê wat hoor ek by die Here. Nou is ek besig met Paulus. En wat 'n merkwaardige mens, wat 'n merkwaardige reis. En wow, dit het my net so aangespreek weer vanmôre. Hoe Paulus mense aanmoedig. En hoe hy sy briewe skryf. Skryf julle nog vir mense briewe? Glad nie meer nie, nee. Ek het gedink, ons is 'n generasie wat totaal ophou skryf het. Toe sê my seun vir my pa, is heeltemal simpel. Dis nou juist 'n generasie wat kan skryf. Het jy al gesien hoe hulle duime op 'n telefoon kan werk? Hulle WhatsApp vir mekaar dag en nag. So dis eintlik 'n nuwe skryfgenerasie. Julle skryf net baie kort briefies. Maar ons skryf nog. Maar ek onthou dat een van die kosbaarste briewe wat ek ooit gekry het, was hier van Ermelo. Was Rian Swart vir my geskryf het, toe hy nog dokter was hier op Ermelo. En die herlewing het hier begin in die 90's. Skryf Rian vir my net so 'n dik brief, ek het hom nou nog, met die mooiste handskrif uit. En in hierdie brief het hy vir my gesê, hy het so begin. Partymal dan bel hy my van Jeffreys Baai af, dan begin hy nog so. Ou Gerard. Want so noem Rian my, ou Gerard. O Gerard,
Die Here is besig om 'n wonderlike ding in julle midde te doen. En hy het vir my gesê, om vir jou 'n bietjie raad te gee. En vandag nog, die brief van Rian beskou ek as een van die sentbriewe van Rian aan Gerard. En dit is vir my baie kosbaar. En dit het my eintlik jare gevat om al die wysheid daar uit te haal. En om party van die goed wat ek destyds mee gestry het, my eie te maak. Maar so is dit maar met die briewe wat Paulus seker vir sy mense ook geskryf het. Maar hy het altyd die een ding wat Paulus het, hoe hy mense aanmoedig. Ek wonder of ons dit nog doen. Hy is altyd met die endgame besig. Die reis is 'n lang reis, die reis is 'n moeilike reis. Hy bring 'n tronke deur, hy gaan deur swaar op die ou eind, want hy moet sy kop op 'n blok waal om sy lewe beëindig. Maar Paulus moedig altyd die ouens aan oor die endgame. Hy praat van die hoop, maar die het ook vanmôre gepraat van die hoop. Nou hier in my Gerard Barnard vertaling het ek vanmôre gelees uit Titus 2. Hy sê, ons wat verlos is, dis daar by vers 13, ons wat verlos het 'n hoop waarna ons uitsien. Dis wanneer ons God, Jesus Christus, in heerlikheid gaan terugkom aarde toe en aan ons gaan verskyn. Sien jy dan? Sien jy dan? Is dit hoekom jy lewe? Is dit wat jou laat opstaan in die oggend? Hierdie hoop waarna ons uitsien, ons wat vrygekoop is deur Jesus, ons wat nou aan hom behoort, ons het 'n verwagting dat daar veel meer is as wat ons net op hierdie aarde sien. Ons God gaan in heerlikheid kom en hy gaan in ons verskyn. Hy sê hier, dis hy wat ons losgekoop het van sonde, die verwerping van God se gesag, toe hy sy lewe vir ons gegee het. Hy het dit gedoen om vir hom 'n rein volk te kry wat aan hom behoort, wat sy eiendom is. Ons het baie daaroor gepraat in die laaste paar dae, maar Marie en Pieter al langs die vuur. Ons is God se volk. Niemand anders is God se volk nie. Ons is God. Ons wat aan Jesus Christus behoort, is God se gereinigde volk. Ons is sy eiendom. Dis mense wat met oorgawe uit is om goed te doen. God se mense is skoon gemaak, hulle is rein gemaak, hulle is God se eiendom, hulle is sy volk en daarom lewe ons met oorgawe om goed te doen. En as jy God se mense soek op die aarde, moenie net luister dat hulle sê hulle glo in Jesus nie. Kyk of hulle daai is wat se oë skitter van die heerlikheid van Jesus en wat nie kan ophou om goed te doen nie. Wow. Hy sê jy moet dit nou met die mense gaan deel. Laat hulle sien jy weet waarvan jy praat. Praat hulle moed in. Wys hulle waar hulle misstrap. Maar moenie laat hulle jou minderwaardig ag nie. Gaan praat hulle moed in. Ek hoop ek doen dit vanmôre. Net om vir jou te sê, my vriend, jy's nie 'n burger van 'n ander koninkryk nie. Jy's 'n burger van God se koninkryk. Jy's op pad na God se ewige bestemming, 'n lewe saam met hom. Daai hoop moet jy nooit verloor nie. Dis die endgame van die geloofsreis. Wow. Maar ek gaan nou nie uit Titus uitpreek vanmôre vir julle nie. Ek gaan julle maar net vertel eintlik uit Filippense. Maar goed. Ek gaan nou kyk waar ek daar moet kom. Alright. Maar julle weet, op 'n reis. Ek het so 'n bietjie gedink aan my reis deur die lewe, ook my reis deur Ermelo, want ek dink dit was een van die belangrikste 13 jare se stop op ons reis, nê. Hier in Ermelo, waar God die meeste of van die meeste ooit vir ons gedoen het. Maar 'n reis, 'n mens verander oor die jare, nê? 'n Mens lyk naderhand nie meer dieselfde nie. Toe ek hier gekom het ek lang hare gehad. Iemand het selfs Rachel, onthou julle, wie van julle onthou vir Rachel? Sy het op 'n stadium selfs 'n skillery van my gemaak. Hy hang nog daar in die huis. Ek het net so baie hare en net so baie baard. Nou is hy goed weg. Toe was dit swart, nou is dit spierwit. My kleinkinders kom dan en sê hulle, "Oupa, wie hang hier?" Dan sê ek, "Is ek." Dan lag hulle, dan sê hulle, "Wie het van oupa so 'n komiek gemaak?" Want sien, dis maar nou nie oupa nie. Oupa is daai ou met die min hare en die spierwit hare. Hy is nie daai ou met die swart hare en die vreeslike baard nie. Dis nie oupa nie, want verandering is 'n gegewe, julle. Rudy het net gesê, ons in 2002 weg, ons 24 jaar weg van Ermelo af. Dis lank, maar
ja, in my wêreld was ek eers maar net 'n kind, en toe word ek 'n dominee, en toe kry ek 'n sekretaresse, Rachel, en toe word ek 'n doom, en toe trek ons hier weg, en toe beland ek in 'n kerk wat nie die NG Kerk is nie, en toe word ek 'n pastoor, weet hoe snaaks is dit as iemand vir my pastoor sê, en toe word ek 'n sendeling, en toe word ek 'n stadsendeling, en nou het ek al my titels verloor, want nou is ek maar net weer Gerard. dis hoe die jare met mens loop, van jonk na oud na ouer. Maar ja, ek is ook my hart is ook op hierdie reis, hierdie geesreis, want ek en Marinda het nou so 2 dae terug gehoor dat ons kinders, Lara, onthou julle vir Lara? Lara is ons oudste dogter, sy is getroud met 'n Duitser. Ek kan hom 'n bietjie Afrikaans praat. Erich, en hy is 'n marinebioloog, en hy het pos aanvaar in Nederland. En my kinders trek nou, met 3 van my kleinkinders, kan hulle dit waag, trek hulle nou na Rotterdam toe. En Erich begin oor 2 weke daar, en Lara is in Desember daar, met haar gesin. Die lewe is 'n reis. Partymal lekker, partymal vir 'n oupa en ouma swaar, maar die lewe is 'n reis, Ek werk nou deesdae meer met ongelowiges as met gelowiges. Die een plek waar ek elke week kom is in die tronk. Gerard gaan Woensdae tronk toe. En deesdae gaan my vrou ook meestal Woensdae saam met my tronk toe. Maar ons werk in 'n vreeslike tronk, ons werk in 'n tronk waar daar baie slegte gevang. Nee. Werk in 'n tronk waar ouens baie sleg oortree het. En van hulle het massamoorde gepleeg, en van hulle het massaverkrachtings gedoen. Dis ouens wat jare en jare in die tronk sit. En nou praat hulle oor die reis. En hulle praat oor die lewe wat hulle leef en waarheen hulle op pad is. En ons bied vir hulle 'n kursus aan. Die kursus vat so 'n hele jaar. En party van hulle wat nou al die kursus die vorige jaar gedoen het, word nou die selleiers. Daar's jy regtig 'n selleier. Hulle word nou die selleiers. En dan werk hulle met die ander. Ek sê die een dag, want yes, die ouens kan worship. Dis amper lekkerder as hier. Maar as hulle so worship in daai sel, Pieter was nou ook al 'n slag daar, sê ek vir die ouens, julle weet, daar's nie 'n wonderliker kerk om aan te behoort as hier by julle nie. Is net jammer, die lidmaatskap is so moeilik. Lag die een, sê vir my, hy sou 'n baas wees, dis makliker as wie dink. Maar nou sit hulle daar in die tronk, nou moedig hulle die ander aan om nou hierdie kursus mee te maak. Dit gaan oor die reis. Nou sê die een, sy naam is Gavin. Hy sê, it doesn't only take you on a journey, it takes you on a quest to find your destiny. Baie diep laat dink die reis saam met Christus. It's not only a journey, it takes you on a quest to your destiny. Is dit hoe jy die geloofslewe beleef? Do you know your destiny? Weet jy wat is God se plan met jou hier op die aarde? Die ander ou sê, I reflected on my life, and you know what happened to me here? I got to know God. Wonderlik het hy kan sê, ek het in die tronk gekom om God te leer ken. Hy sê, and I got to know myself. Dit is net so belangrik, nee, op hierdie reis om nie net vir God te ken nie, maar ook jouself te leer ken. Die een sê, it's all about change. He said, I dealt with the bad stuff. Healing took place within me. It's a journey of self-discovery. As jy nou vir ou Jacques daar sien, pikswart, baie slegte goed aangevang. En jy sien hierdie vader onder daai manne. Jy sien hoe die manne, hulle luister na hom. As hy met hulle praat, dan hoor jy vir Jesus praat. Sy hierdie journey of discovery. I dealt with the bad stuff. Deel van hierdie reis, nee, elkeen van ons, selfs die van ons wat ons kinders van God noem. You have to deal with the bad stuff. Jy kom nie volmaak nie. Jy moet die goed hanteer, het jy? Is jy besig daarmee? Toe kom maar een ouetjie saam die oggend, sy naam is Ati. Nou, Ati was een van die groot bendeleiers. Hy is nie 'n groot ou nie, maar hy was 'n groot bendeleier. Hy was baie hoog geag in die bendewêreld. In die tronke het hulle nommers, 26, 27, 28. Nou, Ati was een van daai groot ouens. Hulle het hom vir 'n groot gedeelte van sy gevangenskap, hy was 15 jaar in die tronk. Hy was op 19 jaar,
het hy tronk toe gegaan, 15 jaar in die tronk, groot deel daarvan in isolasie gehou, want wanneer Ati met ander in aanraking gekom het, was daar net moeilikheid. Hy het uitgekom en hy het 'n restaurant geopen, maar nou ry hy die oggend saam met ons tronk toe. Nou praat hy met die ouens, nou sê hy vir hulle, guys, change is not a joke. Die reis gaan oor verandering. Hy sê, it takes a lot of dedication. Hy sê, when I forgave, I became free. When I forgave, I became free. Is deel van die reis, nee. Paulus praat daarvan. Hy sê, nothing keeps me in bondage. Nothing keeps me in bondage. Hy sê vir hulle, men wants to benefit from others, but you must get to a place where others benefit from you. Die reis. Jy leer van ander, daar kom mense oor jou pad, daar het Charles Barry's oor my pad gekom, by wie ek gebenefit het, daar het Gerry Dooyers oor my pad gekom, by wie ek gebenefit, daar het Louis Lous oor my pad gekom, by wie ek gebenefit het, daar het so baie, julle het saam voordele getrek, uit 'n Dirkie van der Spuy, ja, wie is dit allemaal, Christo, Walters, en al hierdie ouens, by wie ons so baie gebaat het, maar daar kom 'n tyd wat hulle by jou moet baat. Daar kom 'n tyd wanneer jy nou die mentor is. Daar kom 'n tyd dat jy nie meer soek wie is die ou bo my nie, jy's die ou, wat vir ander iets beteken. Hy sê, guys, if you don't change, hy sit so met hulle gesels, hy sê, if you don't change, the end of the story is here, or it is death. It is here, or it is death. Hy sê, as you must grow, you must help someone else to grow. Dan kan ek julle iets van die reis vertel. Ati het nou hierdie restaurant daar in die middel van Khayelitsha. Khayelitsha beteken a new beginning. Maar dit is nie 'n lekker plek daai nie. Dit is daar op die Kaapse vlakte, daar bly meer as 1 miljoen mense in hokke. En Ati het daar so opgeslaane hok met 'n grand restaurant wat hy daar hou. Sy ma wat hy moes vergewe, wat hom weggegooi het, staan vir hom gewerk daar in sy restaurant, vrede en heelheid het gekom. Maar nou so 2 weke terug, nou al 3 weke wees, net nadat hy saam met ons tronk toe was, is hulle die laatmiddag in die restaurant, en die volgende oomblik is daar 2 ouens in die restaurant wat begin beklei. Nou Ati, omdat hy so lank in die tronk was, is ook lank op parool, nog op parool. En in 5 jaar op parool was daar nie 1 parool oortreding by Ati nie. Maar hy vat toe die ouens uit wat beklei, en hy sê nee, hulle kan nie hier beklei nie. En toe hulle nou by die draad kom van sy plekkie, toe hardloop die een ou na motor toe, en hy haal 'n revolver uit, en hy skiet die ander ou. En hy spring sy kar en hy jaag weg. En Ati sit met hierdie man, en hy besef, hierdie persoon is sleg geskiet, hy gaan sterf. En wat doen hy? Hy sê, ek kon die ambulans bel, en dit gaan 4 ure vat vir die ambulans om te kom, maar die ambulans kom nie daar in die Kaap nie. Of hy moet die ou in sy kar laai, en hy laai die ou in sy kar, en hy jaag met hom hospitaal toe, en toe hy met hom hospitaal toe jaag, toe sterf die man in sy kar. En wat gebeur met Ati? Hy word teruggevat tronk toe. Want hy het 'n misdaadtoneel versteur, en het iets gedoen wat hy nie mag doen, terwyl hy op parool is nie. En nou is Ati terug in tronk. Hy is nou in Polsmoor. En ons almal so besorg oor Ati, want elke keer word dit net uitgestel. Dit kan vir 'n jaar uitgestel word. Die verhoor, want dan's die polisman nie daar nie, en dan staan hy nie daar nie. En Ati bel. En hy sê, don't you worry. This is bad, but you know, the people in here, they know me, they know who I've been, and now they know who I became. I say, and I am a testimony of Jesus Christ here in prison. So don't you worry too much about me, pray for me. But no, I am where God wants to use me. Toe ek so na Ati luister, toe hoor ek vir Paulus. Toe hoor ek vir Paulus praat. Ja. Hierdie Paulus was 'n besondere ou, net so 'n klein bietjie oor Paulus sê, hy het nooit alleen gewerk nie. Ek weet nie, julle werk mos ook so, spanne. En kom ek sê, ek dink een van die lekkerste spanne waarin ek ooit gewerk het, is die span hier in Ermelo-Oos. En Paulus is 'n bemoediger. Hy's die hele tyd besig om briewe te skryf vir mense, en as hy by mense kom, hy bemoedig hulle. Hy herinner hulle aan hulle roeping.
Hy's 'n bidder. Ek meen, daar's nie een van sy briewe wat jy nie sien, maar hy bid letterlik sy lewe om vir hulle nie. En toe ek nou deur Paulus lees, toe sê ek lus om dit daarom net vir julle te kom sê, daar gaan letterlik nie 'n dag of twee maar in sy lewe om wat ons nie bid vir julle nie. Nou, ons ken nie naaste by my almal van julle nie, maar dit voel vir ons elkeen van julle ken. Want ons het soveel paaie met julle saamgeloop. Hy stel vir hulle 'n voorbeeld. Dit laat my nou dink, ek lees deur Jona, en toe kom ek in die tronk, en ek vertel vir die een ou, en hy was 49 jaar lank verslaaf, en hy's 'n massaverkragter, en deur verskriklike hel gegaan, toe by Jesus uitgekom, nou dien hy Jesus met sy hele hart. En ek vertel vir hom, vir Paulus skryf vir Onesimus, en vir Filemon, dan sê hy vir Filemon was 'n slawe-eienaar, en Onesimus was sy slaaf, en Onesimus het gevlug. Nou sê hy, ek gaan nou Onesimus na jou toe terugstuur, maar jy moet vir hom goed behandel as hy by jou kom. Hy sê, want ek het aan Onesimus geboorte gegee in die tronk. So mooi. Ek het aan Onesimus geboorte gegee aan die tronk. Met ander woorde, ek is Onesimus se geestelike pa. Onesimus het 'n kind van God geword in die tronk. 'n slaaf het gevlug van jou af. Ek stuur 'n boetie terug. Jy moet hom soos een behandel. Hy sê, behandel hom soos jy my sou behandel. Want hy is my geestelike kind. Is dit nie wonderlik nie? Dis die Paulus. En hy sê dan, hy sê hierin, hy het 'n voorbeeld gestel. En hy sê, volg my voorbeeld na. Daar was 'n hele beweging, dit was 'n netwerk van kerke reg oor die wêreld daar, wat hulle met spanne leiers besoek het, en gekom het, party van hierdie gemeentes het hy goed geken. Ek wil vir julle ietsie uit Filippense lees vanmôre. Hy was baie lief vir die gemeente van Filippi. Hy het die ouens in Thessalonika geken. Kolosse het hy nie geken nie. Een van sy werkers het toe gegaan. Maar hy skryf vir hulle asof hy hulle ken. So daar's so, ek wil amper sê, binne daai movement is daar so 'n fivefold ministry, waar ouens leiers so oor en weer mekaar besoek. Ek hoor dat die binne julle nuwe netwerk van NCMI werk het so 'n bietjie so. Dis hoe die liggaam van Christus eintlik veronderstel is om te werk. Nie net een leier wat alles doen nie, maar leiers wat so onderling mekaar bystaan. Ek is so bly julle is deel van so iets. Dit is so wonderlik. Dit laat my dink hoe dit daar was. Maar nou wil ek vir julle lees. In Filippense 1. Ja, ek kan dit uit die Bybel lees, nie uit my boekie nie. OK. Filippense 1, dit was die teks wat die Here vir my gegee het om met julle te deel. Ons kom maar daar by die 3de vers begin. Sê ek dank my God elke keer wanneer ek aan julle dink. Maar nou, elke keer as ons vir die gemeente dink, dan dank ons God vir hulle. Is dit nie waar nie? Altyd, in elke gebed van my, vir julle, bid ek met blydskap. Dit kan ek ook sê. Wanneer ek oor julle bid, dan bid ek met blydskap. Want, ek sal nog net nou sê, oor julle deelname aan die evangelie, van die eerste dag af tot nou, en juis hiervan oortuig dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal voltooi tot op die dag van Christus. Dis immers vir my reg om so oor julle almal te dink, omdat ek julle in my hart hou. Wat my gevangenes, sowel as die verdediging en die bevestiging van die evangelie betref, deel julle almal saam met my in die genade, want God is my getuie, hoe ek met die innigheid van Christus, julle intens na julle almal verlang. Ek bid juis dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in kennis en insig, om die dinge wat saak maak te kan onderskei, sodat julle met die oog op die dag van Christus innerlik suiwer en onberispelik kan wees, gevul met die vrug van geregtigheid deur Jesus Christus, tot verheerliking en lof van God. Nou ek wil eintlik hierdie vers 7 in my vertaling vir julle lees. En ek wil vir julle sê, dis die woord wat die Here vir my gegee het. Eintlik die enigste woord wat ek vir julle wil kom sê. Julle is my hartsmense. En ek maar en daar's hier om vir julle dankie te sê.
Dankie dat julle 24 jaar later nog steeds ons hartsmense is. Paulus sê, julle is my hartsmense. Hy sê, ek het soveel saam met julle beleef, van die begin af. Soveel saam. En ek wil vir julle sê, oor die jare, en baie van julle het nuut bygekom, en dis reg, julle is bevoorreg, dat julle deel kan wees van wat hier gebeur, want wat hier gebeur, het nog lank nie opgehou nie, 'n beweging van die Heilige Gees. Julle is my hartsmense, want ons het die Heilige Gees se vernuwing hier sien gebeur. Ons het gesien hoe ons hier tot redding gekom het. Ons beleef hier in die beginjare hoe so baie van julle gedoop is. Weet julle hoe baie moeilikheid was ek daaroor? Ek mag nooit naby gewees het nie, want in daai jare sou die NG Kerk nog op daai daad gefeier het. So as iemand gedoop word, dan mag hulle nie vir my gesê het nie, en niemand het my gesê nie, en dan het hulle na Charles Berry toe uitgewyk, en dan is hulle gedoop, en dan het ek het maar net na die tyd geweet. Toe Sia de Plooy gedoop is, sal ek nooit vergeet nie, en toe Mario Rie gedoop is, was ek nou baie kwaad vir haar, want sy was die lofleier. Ek het gesê, jy kan hom nie vir my soveel moeilikheid maak nie. Maar ek het gesien hoe ouens by Jesus uitkom, hoe hulle gedoop is, maar nie net gedoop is nie, hoe ons gedoop is met die Heilige Gees, vervul is met die volheid van God. Onthou julle dit, julle beleef dit nou nog. Ag, wat 'n voorreg, daai eerste selgroepe wat ons saamgehou het, van die begin af. Hoeveel lewensverandering en gemeenskapstransformasie het dit nie gebring nie. Wie van ons het ooit gedink, daai eerste groepie, wat ons begin hou het in mekaar se huise, sou in 'n jaar of 2 se tyd 60 word. Die Here het in ons midde mense se lewens verander. Ons het eintlik nooit geweet van sending nie, toe gebeur sending. Ek praat nou die dag met ons eerste sendeling, wat nou in Amerika bly, ou Gert Roots. Gert was so ou seentjie, né? Toe kom hy by my in my kantoor, en die kantoor is nou hier, ek het net nou hier gesit en voorberei, net om die ou feeling van die kantoor te kry. En Gert kom by my in, hy sê, hy gaan nou sending doen. Waar moet hy heen gaan? Ek sê, hoe moet ek nou weet waar moet hy heen gaan? Ek weet niks van sending af, he. Hy sê, maar kan ek nie vir hom raad gee nie? Ek sê, wel, ek het 2 blaadjies hier in my laai, die een is van YWAM en die een is van OM. Kom ek gee dit vir jou, toe kry ek nie die YWAM een nie, toe gaan hy OM toe. En daar het hy sy vrou ontmoet, en later 5 kinders gehad, en nou bly hy in Amerika, en hy dien die Here nog steeds van harte. Jy sien, dit het die Here hier onder ons kom doen. Nieuw Ermelo, Zambië, die Oekraïne, Rusland, Turkye, Israel. Ek onthou daai eerste besoek wat julle aan ons gebring het uit Israel. Onthou jy? Hierdie vreemde mense wat die Here op ons hart geplaas het om te ondersteun. Wat 'n voorreg, daai konferensies, die Heilige Gees konferensies en die Selkerk konferensies. Ons het meer as 1000 mense opgelei in klein groepe. Ons het gemeentes sien transformeer. Net deur met hulle pad te kon loop. Dit was nie ons was nie goed nie, dis die Here wat goed was. Pretoria, Delmas, Nylstroom, Witbank, Tulbagh, Ceres, jy kan aangaan. Die Here net sy werk van hier af gedoen. Daai ekumeniese eenheid tussen die kerke, gelei het tot al die passiespelers. En natuurlik was daar vervolging, 'n klomp, vanuit synode en verskillende plekke waar ons gesê het, maar ons kan dit net nie hanteer nie. Maar Paulus sê, julle is my hartsmense, want julle het ons het mekaar van die begin af saamgeloop, ons het mekaar ondersteun. So eintlik kom ek van die Kaap af, ek en Marinda, en dit is wat die Here op my hart gelê het. Die Here het my gevra toe hulle my bel en sê, sal ek hier preek, sê ek sal natuurlik graag hier preek, elke geleentheid om in Ermelo te kom, is 'n groot geskenk. Maar toe sê die Here vir my, het al ooit vir hulle dankie gesê? En dis wat ek wil doen. Ek wil vanmôre vir julle sê dankie. Dankie dat julle my hartsgemeente is. Dankie vir die pad saam. Dankie vir die begin van die reis. Julle het geen idee wat hierdie gemeente gedoen het om ruimte te maak vir 'n klomp jong mense om die Heilige Gees te soek en te vind nie. Ons was kinders
Hoe oud is jy nou? Ek was 33 toe ek hier gekom het. En Marinda was 28. En die herlewing het 3 jaar later begin. Die dorp was vol sterk, ouer mense. Maar hierdie gemeente het toegelaat. Rian, ek en jy was jong mannetjies. En Pieter, en Dippie, en Yvonne. En jy. Hierdie ou het ons almal uit ons sokkies uitgehaat. Toe sy worship net anders gelyk het as ons almal sin. En ons, weet jy wat kan ek in jou sien? Nee, ek sien nog altyd in jou net 'n absolute liefde vir Jesus. En dis ongevraagd, net oorgegee aan Jesus. Nou Louis, van die eerste dag af loop jy saam. Jy sommer die heel eerste dag in die gemeente, hy het skaars daai ongeluk gehad as 'n jong seun op skool, toe ek hier gekom het, hierdie briljante jong man, maar te midde van sy stoei, te midde van sy, wat met hom gebeur het in daai ongeluk, het hy die pad saam met Jesus begin loop, hierdie gemeente hom nooit gelos nie. Ou Piet, dankie, weet, ons het hier aangekom op Ermelo, wie het hulle harte vir ons oopgemaak? Piet en Joa. Sondaande, as die diens klaar was, dan het ons gaan brood eet, daar by Piet hulle. En die liefde wat hulle ons ontvang het mee. Toe die herlewing kom, toe skrik Piet, omtrent net so groot as ons, maar hy word toe baie kwaad vir die herlewing. En hy hol toe. En hy hol dan na oom Freek toe, en hy wil net hê hulle moet nou ontslae raak van hierdie Willeman, dat hierdie gemeente so wil omkeer. Maar op 'n goeie dag ry hy daar uit die stad uit en die Here praat met hom. En Piet luister na die Here. En ons is hier met 'n diens besig. Ek kan nie onthou wat se diens nie. En hy stap in, die diens is al omtrent verby. En Piet vra, kan hy asseblief iets sê? En hy kom staan hier. En hy kom sê, die Here het vir hom gesê, hy moet kom jammer sê dat hy teen die herlewing was. Hy mag nie wees nie. En toe draai hy en toe loop hy die pad saam met ons. Dankie Piet. Dankie Eben vir jou eerlikheid daai jare om saam met ons die gebed in die gemeente te lei. Hierdie stil ou wat die fondasie van gebed in hierdie gemeente gevestig het. Elkeen van julle, ou Petrus, jy in jou huis, jy weet. Daai vrou van jou bring ons lag deur die hele dorp. Sy het soveel vreugde en soveel blydskap in ons almal se lewens gebring. So kan ek aangaan. Eintlik maar al verskoon, ek weet julle is gekom om 'n diens te hoor. Ek wil eintlik maar net kom sê dankie. Dankie vir 'n gemeente en moet nooit hierdie hart verloor nie. Moet nooit hierdie hart verloor nie. Moet nooit as ou mense kom probeer domineer oor wat jong mense in hierdie gemeente raak sien nie. Geef hulle ruimte. Geef hulle ruimte as God vir hulle nuwe goed sê, dat hulle die nuwe goed kan probeer. En as hulle foute maak, staan by hulle. Ons het vergaderings gehou hier in die kerk, waar die ouens met ons geraas het, jong. Maar dan was daar altyd van die ouer manne, wat so by ons gestaan het. Het was 'n dag wat hulle die synode my wou uitgooi. En die vergadering die aand gehou en al die synode ouens het hier by mekaar gekom en ek was in my lewe nog nooit so bang nie. Ons moes nogal voor die tyd vir hulle kos gee in die huis. So hulle daar in die Andaman-eilande ook die gewoonte, jy weet, voor 'n oorlog moet almal eers saam eet. Nou dit het ook so gevoel daar om ons tafel. Almal moet eers saam eet, dan kom die oorlog. En nou gaan ons fire die aand. Nou toe ons die aand wil fire, toe kom staan die hele kerkraad. En Rian, jy was een, en Pieter was een. Dat klomp ouens, toe kom staan hulle om my. Toe sê hulle, ou Gerard, ek wil net vir jou sê, as jy vanaand moet gaan ons almal. Ek nog nooit weer so span. Ek het al wonderlike spanne in my lewe gelei, maar ek moet sê, daai span sal ek nooit vergeet nie. Ek sal hulle nooit vergeet nie. Ek was jonk en stupid en partymal baie foute gemaak. Partymal baie mense seer gemaak wat 'n bietjie anders glo. Want mens hoef nie op en af te spring om Jesus lief te hê nie. Jy kan ook rustig sit en Jesus lief hê. Jy kan ook met 'n ander soort persoonlikheid Jesus net so innig lief hê. Dit moes ek oor die jare leer ken. Dat daar ruimte is vir mense. En ons vir mekaar moet ruimte maak.
in die liggaam van Christus, maar een nag besluit ek gaan kyk of hierdie 'n goeie span is. En ek bel hulle omtrent 11 uur die aand en ek sê, ek het julle nou nodig, daar's 'n ding wat vir my belangrik is. En meeste van hulle was op plase. En 'n halfuur later, toe sit almal in my kantoor, toe sê hulle, Gerard, wat het jy nodig? Toe sê ek het nodig om te sien, julle is manne van julle woord, julle kan nou maar weer huis toe gaan. Hulle was so kwaad vir my. Maar dit het hier die gemeente gegee. Die gemeente was bereid om selfs teen die NG Kerk op te staan. Die gemeente was bereid om teen die groot ooms in die dorp op te staan. As die Here Jesus sê, ons moet worship met 'n gitaar en met 'n viool saam met die orgel, dan worship ons met 'n gitaar en met 'n viool saam met die orgel. En as die Here sê, ons moet 'n vernuwende diens in die aand hou, dan hou ons 'n vernuwende diens. En as die Here sê, die Pinkster kom, en Gerard het vir die hele Pinkster voorberei, maar die eerste 3 aande preek hy glad nie, want daar's nie tyd om te preek nie, want almal wil net hulle getuienis gee, en ek sê, ek dink die Here sê, ouens moet hulle getuienis gee, dan sê die ouens, goed, jy preek nie, hulle gee nou hulle getuienis. Hoekom? Ek wil sê dankie. Ek sou nie gewees het wie ek was, as dit nie vir julle was nie. Ons sou nie gewees het nie. Ons het hier by julle, het ons liefde en gemeenskap leer ken. Ons het geleer wat beteken dat mense waaragtig vir mekaar omgee. Dat hulle nie net 'n erediens bywoon en wag dat die dominee hulle jaarliks besoek nie, maar wat mense in 'n klein groepie hulle lewens met mekaar deel en in groot groepe hulle lewens met mekaar deel. Ja, ek wil blaai na Filippense 3 toe. Filippense 3 vers 12, ek lees nou maar die Gerard Barnard vertaling, so luister maar na my. Filippense 3 vers 12 sê Paulus, ek het nog nie aangekom nie, maar ek is verseker op pad. Christus het my al deel gemaak van die reis. En ek wil vir julle sê, ek en Marinda het ook nog nie aangekom nie. As nog baie wat ons moet leer, ons is so dankbaar vir die Here dat die reis nie klaar is nie. Ons is deel gemaak, ons is deel van die familie, ons is deel van die familie van Christus, en ons is verseker op pad, en ek wil vir julle ook sê, julle is ook saam op pad. Vers 16 sê, moenie ophou nie, gaan aan met dit wat julle al reeds mee besig is. Ermelo Oos, moenie ophou nie, gaan aan met dit wat julle in die buiteland doen. En hoe lekker is dit om hier te wees en te hoor Andries in Turkye. Die gemeente is nog op pad. Hoe lekker is dit om te weet, maar Rudy het net laat teruggekom. Die gemeente is nog op pad. Rudy ken ek, en vir Krishna ken ek so lank. Ek ken eintlik al regte naam, ek sal nie sê nie. Maar Rudy se boetie was my boesemvriend op universiteit. Ek het Rudy leer ken toe, ek dink hy was nog nie 12 nie, toe ons op die plaas die eerste keer gaan kuier het. En weet julle, toe hy die vernuwingsgemeente Ermelo Oos begin, toe kry hy sla daaroor en ek meen, sy boetie en my beste vriend was baie vies, dat ons nou hierdie dwaalpad begin loop. Maar hulle het ook oor die jare gesien, ons is eintlik nog maar steeds dieselfde mense is, maar ons is maar net lief vir Jesus, en hulle ook. En dit was wonderlik. Maar moenie ophou nie, gaan aan met dit wat julle al reeds mee besig is. Vers 17 sê, kyk na my, en hou julle oë op hulle, wat saam hierdie pad loop. Wat 'n ding om te sê, kyk na my. Maar ek en Marinda wil vir julle sê, dis nou al 24 jaar later en die meeste van julle ken ons nie meer nie. Maar ons wil julle ook uitdaag, om ons voorbeeld te volg om die Here te dien. En as julle sien dat ons dwaal, sê ons, maar kyk na my, kyk na ons, maar kyk ook na mekaar. Moedig mekaar aan. Loop die pad met mekaar saam. Want dis hoe mense dit maak. Paulus weet dit. Hy sê vir hulle, alleen gaan julle dit nie maak nie. Hou julle oë op hulle wat saam die pad loop. Dan sê in vers 18, ek herhaal, daar's baie wat ander paaie kies. Ja, Paulus weet dit. Daar was ook Demasse, wat wonderlike spanlede was, wat toe verdwaal het, en van die pad afgedwaal het. Baie mense sê, 'n Christen kan nooit van die pad afdwaal nie.
Maar jy kan. Jy kan, en dit is so hartseer wanneer dit gebeur. En weet jy wat? Dit word 'n doodloopstraat. Die pad sonder Christus eindig in die hel. Maar hy eindig in vers 20 en daarmee maak ek klaar. Hy sê ons behoort aan 'n ander koninkryk. Ons is hemelburgers. En Ermelo Oos, julle bly op Ermelo, maar julle is hemelburgers. Julle is op 'n wonderlike reis, saam met 'n wonderlike verlosser, Jesus, wat julle sy eiendom kom maak het, sy eie volk. Loop saam die pad. Baie dankie dat julle my en Marinda gehelp het om ons voete te vind op die pad saam met Christus. Ons eer julle vir altyd. Dankie Jesus. Jou Vader, my lippe kan nooit genoeg dankie sê. Dit wat ek en Marinda saam met hierdie mense van Ermelo beleef het nie. Ons sal nooit genoeg kan dankie sê vir wat U hier in ons midde kom doen het nie. U is ons redder, en U is ons Here. My gebed is dat U hierdie gemeente sal gebruik op die pad vorentoe. Dankie vir die reuse moed van hulle oortuiging om deel te word van hierdie nuwe kerknetwerk. Here, stuur hulle deur al die omheinings en die doringdrade heen. Maar help hulle om nie in netwerke vas te kyk nie, maar in U vas te kyk. En te besef aan die einde van die dag gaan dit alles oor U. En dankie dat ons 'n hoop het. Dankie dat ons 'n hoop het wanneer U, ons redder, ons regverdigmaker, ons verlosser, op die wolke verskyn. Ons kan nie wag nie, Here. Ons kan nie wag nie.